wat sy En was pa gewees? obviously, ek kan mos maar dink. Ek het my een byt gehad. Ek het 'n byt gehad en hy het geloop met die katrol stok opgetel en hy het so bly loop en volgende dag te gaan vassit. En toe ek net so bietjie trek toe kom hy, maar dis die vis af. Is die Barberhengel in Vaaldam is iets wat amper 'n moed is. Nou vir een of ander rede wat niemand sal verstaan hoekom of waarom nie, maar naby by Leeuplaas en waar is hy die naweek gehengel, het die barbers net eenvoudig net nie uitgekom nie. Maar ek wil graag vir mense die geheim vertel agter droë ys om jou goed in te vries. Welcome to another episode of the Original Podcast with me, your host, Sakkie van die Kerk. Alright, welkom terug by nog 'n episode van The Original Podcast. Julle is op die regte kanaal, as julle my nie herken nie, dit is ek, Sakkie. Ons het 'n bietjie 'n hairstyle change gedoen. Vir die Suid-Afrikaanse trip wat voor lê, sê ek vir my pa dat ek 'n bietjie iets nuuts getraai het. So julle kan maar in die comments vir my onder sê of julle kan agterkom wat is anderste. Kom ons kyk of die eagle-eyed viewer sal agterkom wat verander het. Ek dink dit is seker redelik voor die hand liggend. Maar net, welkom terug by nog 'n episode. Wat sê Sakkie? Ons is hierso. Bietjie lam en tam gewees gister. Vandag voel ek darmal bietjie beter. Môre sal ek seker wees soos 'n mens voel. Veral nadat ek en jy nou vanaand bietjie kan sit en kuier. Ja, gaan ons nou vanaand, is dit weer een van daai episodes waar ek my pa bietjie een alleen doen. Ons het nou ons vlieg nou Saterdag vlieg ek en my vrou nou Suid-Afrika toe, so dan weet ons gaan met die podcast nou bietjie, dit gaan moeilik wees om alle episodes ingerig te kry. So wat ons gaan nou doen is ons record donderdag met Tannie Barbara Conradie. Record ons episode wat ek dan op die vlug op pad Suid-Afrika toe kan edit vir die volgende week. So dis vir ons altyd moeilik om 2 episodes in 'n week geskeduleer te kry. Toe sê ek vir my pa, kom ons doen vanaand gou. Ek en hy het 'n klomp onderwerpe waar ons wil gesels. Ons het nog nie hierdie naweek regtig tyd gehad om te chat nie. So ons wil gou 'n bietjie rondom van die goed wat die naweek nou gebeur het chat. Daar's een of ander 2 ander topics wat ons ook definitief aan wil raak. Dus ek vir ons nou 'n klomp goed om oor te gesels hierdie naweek of vir hierdie week. So kom ek en hy doen een nou solo en dan kan ons nou oormôre aand met Tannie Barbara 'n episode record. So julle kan incheck vir daai en as julle enige vrae het vir Tannie Barbara Conradie, kan julle so lank onder in die comments neersit, dan kan ek dit vir haar vra in die recording. Maar ja, dit was bietjie lendelam geweest. Dit was vir julle weer 3 dae se hengel in 'n ry. Dit is altyd 'n uphill battle. So mense dit nie gewoond is nie. Wat het hierdie naweek gebeur? Sê gou vir die mense. Ja, Sakkie, ons Vrydag die lead spanne dag gehad en toe nou Saterdag en Sondag die semifinaal en die finaal van die leads. Wat in April maand uitgestel is as gevolg van die hoë damvlakke en die vloede en die goed. So ja, dis nou al uitgestel na die naweek toe en ek moes toe nou maar op 'n stadium die call maak en sê gaan ek 'n bootkompetisie hengel wat ek voorgevra het en wat ek voorgestoei het by 'n jaarvergadering. Want ons het nie Januarie ingehengel nie. Sê ek vandag, maar my maand gaan nog lekker wees, maar kom ons gaan hengel. En nou ja, met die veranderinge by Elite toe was ek genoodsaak om nou maar 'n call te maak en te besluit wateen gaan ek fish. Ek was in die vorige episode gesê, dit is nie iets wat Paul kon beplan het nie. Ek bedoel, dit was ja, yes, like it was en dis nou verskriklik want nou sien jy die bote daar ry op en af en jy sien daar gaan daai en geanker en nou sit jy vir hulle en kyk. Maar nou ja, aan die einde van die dag dink ek dis maar goed dat ons gedoen het wat ons gedoen het. Dit klink of hulle ook maar, ek sal nou op die uitslae nog moet kyk, maar klink of hulle ook maar 'n bietjie gespartel het. So dinge was maar moeilik vir hulle ook. Maar ja, ons het toe nou so Vrydag dus die spanne dag gehad. Ek het in series. dis hy. Ek het in Dwayne Webb kon nie vir hengel nie, hy's in Utah op die oomblik. En toe het ek toe nou maar in sy plek gehengel. Die ou was daar tussen daai klomp jong latte. En ja, dit was ook maar 'n taai dag gewees. Ek het dadelik vir ene meneer Chris Smith, wat die Suid-Afrikaanse kampioen is op die oomblik, wat nou die dag daar by SA's by Bloemhof individueel gewen het. Ek het hom direk aan my regterkant gehad en ek het vir
Bertie de Meyer wat ook nie vreeslik baie bekendstelling nodig het nie, het ek aan my linkerkant gehad. En dan dit nou maar aangaan, langs Bertie was Marius Smith, wat ook 'n goeie hengelaar is, en so dit aangaan, ek kan nou nie meer Ek dink op almal daai onthou level, nie. maar dis die ding van dit is die lekker ding van die elite en die level waar die ouens is op elite. Jy gaan bitter selde in 'n sone sit wat ek sal sê wat 'n maklike sone is. Dis Ja, hulle het gedink is 'n baie maklike sone met my daar. maar dit op die ander ouens in die sone gehad. Dit is Ja, hulle het daar een pen gehad om nie oor te worry nie. maar dit wys mense maar net dat dit is regtig die elite, die level op die elite series is regtig dis fenomenaal. Al die groot name was daar. Ja, nee, dit is maar dit was toe nou baie lekker, maar die hengel was uiters moeilik geweest. Vrydag. Ek gaan sê die meerderheid van zones dink ek is seker omtrent gewen met 1, 2 of 3 vis, daai tipe ding. Ek kan sekerlik sê dat ek dink die oorgrootste meerderheid van mense het definitief nie by 3 vis uitgekom nie. Hulle het of 1 of 2 of niks gehad nie. Die meer as die helfte dink ek. En wat gewees. Ag, obviously, ek kan mos maar dink. Ek het my 1 byt gehad. Ek het 'n byt gehad en hy het geloop met die katrolstok opgetel en hy het so bly loop en volgens my daar te gaan vassit. En toe ek net so bietjie trek toe kom hy, maar toe is die vis af. Toe is daar nie meer vas nie, maar die vis is gone. En dit was my byt vir die dag. Bertie de Meyer links van my het die oggend vroeg, ek gaan sê dit was seker omtrent 20:07, het hy 'n kapie gevang van seker so, ek skat so kilo rond daai lekker kapies. Hy het hom in die net gesit en daarna het hy gesit en sit en spartel en wat ook al. En op 'n stadium hier deur die dag toe hoor ek net hy sê dat die stok lê nou al soos 2 ure. Hy gaan hom nou recast en hy die stok so vat. Toe loop die katrol. So dit was dit of hy het hom nie gehad nie. Maar in alle geval so toe Bertie 2 vis aan die ander kant van my met Chris. Hy het weer hier omtrent 11:00 toe blank hy ook nog. Toe kry hy 'n byt, kap hom, bring 'n kaap, vat hom, sit hom in die net, vat die stok, gooi hom, sit die polisieman aan en toe hy agterkom toe loop die ander stok. Toe vang hy 'n tweede kaap, toe dink mense, okay, hier gaan dit nou gebeur, hy het nie weer 'n byt gehad nie. So dit was regtig moeilik geweest. Maar dit is ek wil dink Bertie. Ek dink Bertie het hom gewen en Chris was tweede. Maar ja, so dit was baie moeilik. By die dames wat daar ver op die linkerkant daar by Ek dink voordat ons by die dames gaan, kom ons hand net hierdie ding af. Kom ons sluit dit net af. Hoe die span gedoen? Hoe het hulle span die span het nie baie gedoen nie. Die span toe hulle die aankondigings doen daar, die middag toe sê hulle ja, ons span is 11de uit die 12 spanne. En ek het gedink, Jesus, dit lyk net nie vir my reg nie. Maar ek bedoel of jy nou 11de is of 10de is of 9de is, dit maak ook nou nie regtig verskil nie. Is nie in die top 3 nie. En so het ek dit gelos in die middag of later die aand toe hulle die punte uitstuur, toe sal ek sien hulle het vir Jaco. Ek en Steven in die span het geblank en Jaco Steenkamp en Gideon was albei in die groter sone tweede. Het albei hulle hulle subsone dink ek het albei hulle subsone gewen, maar daar was iemand anders wat die sone gewen het. En met hulle 11 so doen het hulle al 11 punte gekry. En toe ek die aand na die punte kyk, toe sal ek sien hulle het Jaco 0 gegee. Noodloos om te sê, ek het toe nou dadelik net maar vir hulle gou WhatsApp gestuur en gesê, hoor, kyk, daar's 'n fout, en toe hulle die fout regmaak, toe so 7de. So ek weet nie of daar ander ouens wat dalk ook nog foute gekry het of wat ook al nie, maar aan die einde van die dag dink ek is ons toe nou 7de.
Wat nie goed is nie, maar omstandighede was van so 'n aard Twee laat blanks, maar dit is vir vreemd dat julle twee blanks en dan maar twee eers as in die subzone is. So dis ja. en dit wys mense, dis daai een vis, twee vis, as jy daai twee vis gekry het, dan is jy in die top, as jy dit nie gekry het nie, is jy in die pondel. So dis Ja, nee, dis absoluut so. Maar so dit is nou hoe daai afgeloop het en die dames het daar na die ver linkerkant toe, albei droëboom wat altyd net maar in die water staan by Leeuplaas. Hulle daai kant van die draad gehengel. En nou ja, by hulle het dit toe nou heel wat beter gaan. Daleen Hofman van wat vir ons hengel was Victor Ledorm daar. Ek kan nie die syfers uit my kop uit nou onthou nie. Maar sy was individueel die beste gedoen. Al vier ons dames het vis geweeg en al vier die dames van Supercars het ook vis geweeg, maar ons het hulle toe aan die einde gewen. En sodoende het die span, eslak man, ek praat onder korreksie, maar ek dink dit is al hierso in die omgewing van 6 van daai elite toernooie wat hulle nou al gewen het. En ek weet voordat ons begin het met die elites het ons die Promanias gehengel. Daar het hulle ook 3 of 4 keer die toernooi gewen. So dit is 'n relatiewe gedigte span en ek dink hulle beplan om net sterker te gaan hier vanaf vorentoe. ja, wel ek dink as ons in die geskiedenis kyk, ons het net daarvan gepraat dat ons dink dit is moontlik dat dit die mees suksesvolste damesspan is in Ja, ek dink dalk die suksesvolste span. is Ek dink nie daar's 'n ander span wat kan sê hulle het al soveel keer gewen en as hulle kom ons kyk net na gewen het. Klein strydpunt. Ek bedoel dit is regtig ware en ons het is hier en daar is daar nou 'n hengelaar wat nou verander het, maar die span bly maar half amper dieselfde. Ja, en ek gaan sê Nadine is van die begin af daar en Marina is al Donk jare by ons. lank saam met ons. Daleen Hofman dink ek is nou al seker 3 of 4 jaar daar. En Sandra van die kerk het ons die jaar uitgehelp vir die 4de persoon. Maar sy is 'n geleende hengelaar. So Sy is daar nog steeds van die kerk so. ja, ons het maar in die familie, maar sy word die plek word nou amptelik gevul deur Barbara Conradi. So volgende jaar sal Barbara daar inkom. Sy is nou een van die nuwe mense by ons in die span. Barbara is nie by Original en dan aan die manskant is daar Johan Greiling wat nie ingekom het. Hy hengel hoofsaaklik Promanias. Ja. Maar ons kyk daarna om 'n span te maak vir die Promania ook. Met ons bestaande lede, maar in alle geval en dan kom Jaco Horn. Marina se aanstaande, hy is nou deel van die span amptelik. So ja, nee, daar's 'n paar nuwe gesigte by. Ja. Maar nou ja, dit is wat die spannedag betref en ons het nou maar almal gedink, dit gaan 'n lang en 'n moeilike naweek wees. En net gou vanaand met die individuele gedeelte nou van die kompetisie. Julle die spanne ding het julle by Leeuplaas gehengel. Almal was op Leeuplaas. ja, Nee, is dit reg nie. ja, Maar met die individuele ding het julle toe nou geskuif Leeuplaas en Bierman. Bierman. So die seniors was by Bierman gewees en die res almal was by Leeuplaas. Korrek. Ja, so hy senior manne, ek het En hoe die toernooi uitgesit? Saterdag is die semifinals en Sondag is die finals. Ja, ek kan dit nie omruil nie. Maar nee, nie keus. Ja, nee, Sakkie, Saterdag was die semifinaal, so daar was 50 seniors, 50 meesters, waarvan net 20 deurgegaan het na die finaal toe. En dan so dit wil sê dit is die top 4 uit elke blok uit elke sone uit het 4 deurgegaan. En dan het by die veterane was ons 20 wat in die semifinaal gehengel en 10 in die finaal. Die dames was ook 20 en 10. Ek dink die juniors ook 20 en 10. So en
ja, die meesters was ook 50 en 20 wat toen in die finaal gehengel het. Is daar nie penkoppe ook gewees? Die penkoppe was te min geweest, so Gianu is daar voor die tyd aangewys as die wenner. Hulle sê dit is nie moeite werd om 'n penkop toernooi vir die finaal te hengel nie. So hy is aangewys as die wenner omdat hy vir die jaar tops geëindig het. So dis Ja, ons so hy- penkop. Ja, dis een van ons manne. En dan en dis dit. So, ja. My pa sê die manne was maar bietjie bang vir die naweek na die spannedag. Ja, wel ek dink vir al die manne van wat Bierman toe moes gaan, want hulle het nou geweet dat hulle gaan nou daai kant toe en daar's niks voer in die water nie, daar's al daai druk op die water, skielik al daai voertuie wat al die pad omry daar na die Springbokkamp toe. Elke ou met 'n trailer wat op en skiep agter hom aan. So dit was al die aanduidings wat sal dat dit baie moeilik gaan wees. En ek dink sonder enige twyfel was dit moeilik. Baie van die ouens het ek mee gepraat en 12 uur nog geblank en net daarna met daai enetjie of 2 geëindig. Steven byvoorbeeld, weet ek nou vir 'n feit, hy is deur na die finaal toe en hy het 3 vis gehad. Jaco dink ek het 2 vis gehad, hy het dit nie gemaak nie, hulle was in dieselfde subsone. Klein Dirk, Lourens was saam met hulle ook daar en hy het dit nie gemaak nie en so dit aangaan, dit was regtig ware 'n rowwe ene. Maar aan die einde van die dag, dit is wat dit is en as jy vis gekry het, het jy dit gemaak. Gideon van ons is toe nou deur en Steven is deur by die seniors en dan by die dames was Marina, Nadine en Daleen het nie die jaar elites gehengel nie. Hulle het net genoeg gehengel om in die spanne ding te kan hengel. So hulle het kon nie daar kwalifiseer nie. Semies nie, ja. Ja, so dit was net Marina alleen by die dames. En sy het deurgegaan na die finaal toe. En dan by die veterane was dit nou net ek wat deur is. Dis net pa wat gehengel het. Ek en Jannie is ook in die semifinaal gewees en Jannie was saam met ons ook deur. Jannie is ook 'n ou wat absoluut vir original hengel. So Jannie was saam met my deur en by die meesters het ons net vir Jaco gehad wat in die semifinaal gehengel het. Hy het dit gemaak dat hy toe nou ook deur is of in die semifinaal, so hy studeer na die finals toe. En dis toe die klompie van ons wat gaan hengel het. Dis Saterdag om vinnig daaroor te praat. Het dit toe nou vir my darm bietjie makliker gegaan. Ek het die oggend dadelik 'n redelik vinnige visie gekry. So 'n bietjie gespartel, maar nog nie begin stres nie. Te kry ek 'n vis en te kry ek weer 'n vis, dan vang ek weer een, toe vang ek sommer so 2, 3 vinnig in 'n ry. En aan die einde van die dag het ek geëindig met 10 vis, 13.48 kilos, so ietsie. Wat vir my is ek het dit nie voorsien nie. Ek het nie gedink dit gaan gebeur nie. Maar dit was toe nou baie aangenaam. So ek het toe nou tweede in my subsone geëindig. Tinus Taljard het die subsone gewen. Ek was tweede en Dirk Lourens was derde. Dirk het toe op die einde ook saam met ons deurgegaan na die finaal toe as een van die 2 beste derde plekke. En dan nou in die ander zones, in die zone langs ons weet ek was die wenner daar was Niewies. Hy het 10 vis gehad vir 14 kilos. So hy was net bietjie daai paar gramme meer as wat ek gehad het. So ons was baie naby aan mekaar en dit was toe nou regtig lekker. Maar nou ja, so dis nou die storie daar. Die vis vir my, vir die mense wat sou belangstel, die vis Saterdag of die hele naweek, die golden distance vir my, na my mening, as jy my moet vra,
was 95 meter. Baie van die ander ouens het kom en sê nee 105 of 115, ek dink dit het maar afhang van waar ou sit. Maar definitief in die area wat ons gesit het daai 95 net vir my baie goed gewerk. Ek het Saterdag een vis gekry op my dieper stok. En dis dit, ek het die stok weer gegooi en ek kon nie weer 'n by daar kry nie. Toe het ek laat die middag maar gesê, hoor hierso is nou sulke tyd gooi om ook op daai 95. En nou ja, so ek het dit is iets wat vir my definitief gewerk het. Ek het toe nou na dit, toe ons nou sien ek is deur na die finaal toe sê ek, okay, nou moet ek beplan, hoe gaan ek die volgende dag vat? En ek het die oggend dadelik besluit dat ek gaan absoluut al 2 stokke 95 hengel. As ek sien dit raak dan nou stil, dan sal ek om my kyk en as daar ouens is wat vis verder kry, dan sal ek bietjie verder gaan. Maar dit het vir my dadelik gewerk. Ek het 8 uur nog nie 'n byt gehad nie en net mooi 8 uur toe ek nou besluit, okay, hierdie stokke lê 'n uur. Laat ek stroppe laai en hierdie 2 stokke al 2 recast. Ek het dit net klaar gedoen, toe loop die een net voor ek hom sou gooi. Toe loop my regterkant se stok en ek vat hom, kap hom, gee se 2-3 draaie op die katrol, ek daai derde draai so gee toe trek die ander een weg. So ek like nou wat nou en ek kap hom op want ek dacht toe die 2 lyne het mekaar nou tel hulle net so op om te kyk en ek sien nee maar hierdie een gaan heeltemal regsuit en die ander een is hier reguit. Besef dit is nie is nie dat hulle mekaar gehaak het nie. Omdat ek op daai selfde distansie en daai selfde kol gehengel het. In alle geval so is definitief skoolvissies wat daar ingekom het en 2 het geloop en dis dit. Ek kry toe die een dadelik uit en sit hom in die net, daar gaan agter toe van die ander stok, daar sit hy vas. Toe doen ek iets wat vir my definitief die vorige dag ook gehelp het met van my vis, laat hulle gaan hak vas. En dan vat ek dood eenvoudig die oomblik as jy haak, plek om te ruk. Vat daai stok net so dadelik. Gee skiet, vat hom, sit hom neer met jou polisman aan. Maak seker hy het poplyn. In alle geval ek sit ek vat daai stok toe en ek sit hom neer. En ek vat 'n strop vir daai ander wat ek nou net die karp in die net gesit het, vat 'n strop en toe ek so staan laat ek wil gooi, toe sien ek waar trek daai polisman so uit die water uit. Noodloos om te sê ek het daai stok dadelik neergesit, ek het hom nie gegooi nie, ek het hom neergesit en hierdie stok net opgetel en net eers seker gemaak ek kry daai vis uit. Toe ek skielik 7:50 toe ek 2 vis nie net en stok gegooi, dadelik weer 'n byt gekry, ek 'n derde een en toe ek weer kyk toe ek 5. Toe dink ek nee, kyk hier's ek baas vandag. Maar na die 5de een het ek toe nou regtig gespartel. Ek kon net nie die 6de vis kry nie. Ek sukkel toe seker tot hierso by omtrent, ek gaan sê seker 11 uur, half 12. Toe kry ek eers my 6de ene. En toe hak ek heeltemal vas. Intussen het Nuwies langs my het hy begin om die vis te kry so op reëlmaat, so op 45, elke 45 minute loop sy katrol. En hy het my later ingehaal en later het ek gesien, okay, wel nou is hy definitief by my verby. En ek en Tinus Staljard is toe ook nog steeds in dieselfde zone, of weer in dieselfde zone. En Tinus het begin vis kry. En ek kon net nie aan die gang kom weer nie. As ek kon kry, sit 'n klein geelietjie. Nou lê daai stok vir jou lê 40 minute. Wat se naam Nuwies sê, hy moet 45 minute lê dan loop hy. En hierso so 38 na 40 minute toe dan buite aanvang ek 'n freaking geelietjie. Dit het regtig vir gevoel asof ja, en jy weet dis nie eens geelietjies wat jy oor kan opgewonde raak dat jy dink yes like maybe nie. Dis vat hom en moer hom terug want jy weet daar's nie 'n manier dat hy dit gaan maak nie. Die middag toe nou hierso by 2 uur. Lia het in die kar gesit die hele dag en gesit en boek lees. Nou dan gaan stap sy so 'n bietjie rond daai middag hier by 2 uur sê sy vir my met die dat hier niks wind is nie, het jy nou al vandag groen mamba gegooi? En ek sê van nee, ek het nog nie groen mamba gegooi nie, maar dis 'n goeie roep. Kom ek gaan dit
laat ek dit gou probeer, want dit is iets wat ons maar as 'n norm gewoonlik doen. As die wind nie waai nie, is dit tyd vir groen mambas of spikkels. En ek het spikkels gegooi, maar ek het daarmee nie 'n byt gekry nie. Gaan toe laai toe 'n strop, sit die groen mamba op, gooi hom. Dit was omtrent 2 uur. En 2:15 toe loop hy toe vang ek my 7de kaap. En nou ja, dit is nou dit. Aan die einde van die dag het ek geëindig met 7 vis, 7.8 kilos. Pa praat van die groen mamba. Wil pa net dalk net vir ons 'n bietjie sê wat is dit nie? Groen mamba is daai is die hoofgeur van dit is naaltjie. En dit is so lekker stroperige vreeslike groen floro naaltjie dip. Maar is regtig waar iets wat regtig goed is in daai omstandighede. Ek kan vir julle hordes verkeerde vertel waar dit baie pertinent uitgekom het dat as daai wind so stil is dan gooi 'n skoon naaltjie dan werk dit nie. Ek weet ook nie hoekom nie. Ek altyd as ons dit gooi gebruik ek 'n sagte banana floutie. 'n gewone geel sagte banana floutie en dan sit jy die groen mamba op die bol en dis hoe dit vir my werk. Op die boot is ons baie lief daarvoor om die banana extreme, daai harde floutie te gebruik wat die baie floro het, saam met dit, maar van die kant af gooi ek altyd. Ek gooi 'n sagte banana floutie, groen mamba en dis dit. En dis ook al 'n produk wat vir jare op die mark is. Ja nee, hy kol sy tyd, hy loop sy pad. Maar in alle geval so, ek eindig toe met 7 vir 7.8 kilos, 7.78 kilos. En Tinus Staljard eindig toe met 8 vir 7.8 kilos. So en Nuwies eindig toe met 12 is ek dink 10 kilos. So Nuwies het toe nou die veterane gewen. Toe is Chris Boylan van Bowline, hy die ander subzone gewen. Hy het 5 vis gehad. So alhoewel ek meer vis en punte en goed het as hulle wen hulle my dood eenvoudig omdat hy die zone daar wen. Toe is Tinus 3de, Petri Venter het 4 vis gehad. Hy is 2de in die ander zone, so hy kry die 4de plek en ek is toe nou 5de. Waarmee ek toe nou regtig waar na my mening heeltemal tevrede was. By die veterane dit was nou by die veterane. By die meesters was dit net Jaco het regtig 'n moeilike dag gehad. So hy het nie daar goed gedoen nie, maar hy was deur tot in die finaal, so dit was al klaar redelik. Ja, is 'n sterk kompetisie daai. En dan het ons as ons na die seniors toe gaan, daar was dit nou Jaco en Gideon. Steven en Gideon wat deur is. Steven het gespartel. Gideon het moeilik begin in die oggend, maar later in die dag toe nou 'n bietjie reg gekom. En aan die einde van die dag het hy sy sone gewen, wat beteken het dat hy gaan definitief in die top 4 wees. En aan die einde van die dag het dit gewerk dat hy kry die 3de plek, hy verloor die 2de plek met 30 gram. En daar's 0,3 van 'n punt verskil tussen hom en die ou wat tweede is, en dis 30 gram. So 30 gram, R10,000 minder. 0,3. So dis 30 gram. Want jy kry 10 punte kilo. 10 punte kilo, ja, sorry. Ja. So 30 gram het hom R10,000 gekos. Wie het dit gewen? Wie het die seniors gewen? Cassie Heymans. En tweede? Ek wil dink dit is Tommy. Maar as jy my nou sê van gaan vra, gaan ek nou vir jou lieg. En dan is dit nou Jaco. Frik, waar kom ek nou die hele tyd aan die Jaco? Dan is Gideon toe nou 3de. So in geheel gesien dink ek het ons 'n baie goeie
'n baie goeie dag gehad. Marina het by die dames, ek dink weet nie of ek dit nou gesê nie. Marina by die dames het sy die dames afdeling gewen. So ons het Marina gehad wat die dames gewen het, Gianu wat die penkoppies gewen het. Gideon was 3de by seniors en ek was 5de by veterane. So vir die gesien in die lig daarvan dat ons net basies 10 hengelaars het wat vir ons hengel, dan dink ek is dit 'n fenominale prestasie. Ek dink regtig waar dis wel dan en ek was baie trots op ons en op die produk en om met al daai mense geassosieer te word. Ja, dit is altyd lekker as 'n jaar soos dit tot 'n einde kom. Dit is die laaste kompetisie nou van hierdie ek wil nie sê is 'n jaar nie, want dis 'n seisoen van hierdie seisoen. So dis altyd jy werk jou alie af die hele jaar om weer te gaan na die finals en te qualify vir die finals en ek weet vir my pa is dit altyd hier so aan die einde van die jare 'n gespartel om al sy toernooie in te kry en so dit is lekker om te sien dat die manne die hele jaar, manne en manninnes die hele jaar hard werk om daar uit te kom. En as jy daar uitkom dan laat jy 'n bietjie kan vrugte pluk aan die einde van die dag. Dit is so net en dit soos ek net gehoor het van die ander mense ook, was dit ook 'n baie lekker toernooi. Dit was net rondom die gees rondom die toernooi was baie lekker. Ek hoor die mense was baie dit was sommer net 'n goeie atmosfeer in die omgewing. Ja, ek moet bysê dalk 'n ander ding wat ek sommer net van my hart af wil kry. Ek weet nie of dit eties of nie eties nie, maar ek wil vir ieder en elk van my mense sê moerse dankie dat vir hulle persoonlike gedrag. Daar's regtig waar. Eers like mense, ons is kompeterende hengelaars en daar's van daai mense wat daarom ek is 'n groot voorstander daarvan dat as jy ietsie wil nuttig deur die dag doen dit. Jesus, like man, en ek verstaan dit was moeilik geweest en hoe moeiliker dit is, hoe meer nuttig gehou dit en hoe maar goeie griet, daar's daarom perke dink ek ook partykeer aan alles. So ek wil net vir my mense sê wat met wie ons assosieer dat baie dankie vir julle absoluut onberisplike goeie gedrag na my mening. En dit was lekker om deel van julle te wees. Ja, ek sien van my kant af ook. Right, kom ek hardloop gou. Ek het gou die uitslae hier so by my, so ek dink kom ek gaan net gou deur die name hardloop net gou so vir die mense wat wil weet. Okay, so vir die seniors is eerste was daai Cassie Heymans, tweede Tommy Meyer en derde Gideon Geier. Dan by die meesters was dit nommer 1 was Jan Bekus, Morney Simon en dan Chris Abbott was derde gewees. Dan by die veterane was dit Tom Niewies, Chris Boylan en Martinus Taljaard, Tinus Taljaard. By die dames was dit aan die Marina, Tiffany Versaghi en derde was Bernie. Bernie was derde daar gewees. By die juniors was dit Emil Ras. Emil. Emil. Is dit Emil? Ja, Emil. Emil Ras. Sorry Emil. Okay, dis Emil Ras, Adrian Kleinhans en Hanro Kutse. En dan obviously dan by die penkoppe was dit Gianu. So, wel gedaan aan al die ouens wat goed gedoen het. Ag maar vir almal wat deelgeneem het, as jy dit deurgemaak het tot by die final, ek dink dis klaar 'n groot prestasie. Die semifinale is klaar, dis 'n prestasie om daar uit te kom, maar dit is vir my 'n groot prestasie om by die finale uit te kom. Ek dink dis 'n lekker ding om te doen en as jy dan nog in die punte vir die top 3 kan eindig, dan wel dan. Ja, dit is lekker geweest. Ek het net Paul gesels deur die loop van die naweek en hy was op 'n stadium was hy maar so 'n bietjie negatief geweest. Ek dink dit was Saterdag. Nee. Dit was Saterdag. Die belle kom op 'n stadium toe sê hy vir my nie genoeg nie. Sê ek wat bedoel Paul nie genoeg nie? Hy sê nee, ek het vis, maar nie genoeg nie. Maar ek het myself misgis daar man. Daar was maar was ook so 3, dit was net so na 12 gewees, toe sê my pa, was nog so 2,5 ure of 3 ure en 15 minute oor vir die dag. Ek sê vir hom, ag nee man, daar's nog baie tyd, baie dinge kan gebeur. Ek is toe nou by die werk en later toe sê my ma net vir my, stuur my ma net vir my boodskap sê vir my, jou pa is deur, sê vir hom. Ja, nee, dis wat ek daar nie te vandag te vroeg opgee nie. Maar daar het ek weer gesien, ek dink ouderdom is 'n bliksem. Want daarvan waar ek gesit het, dit vir my gelyk of Dirk al daai groot Kaaps kry. En ek sê die hele tyd vir myself, ek kan nie verstaan nie, ek kry dieselfde, maar as ek hom vang as 'n kilo, net so oor 'n kilo, as Dirk hom vang, lyk dit vir daai 2 kilo,
regtig daai beter klaskarps is. En toe die hoeter blaas, toe sê ek is oortuig daarvan dat Dirk sal die sone wen, Tine sal tweede wees en ek tussen my en Gert Raadsman behoort ons derde en vierde te wees. So dan moet 'n ou net maar hoop jy doen goed genoeg Dat jy op 'n derde plek laat jy kan deurgaan. En op die einde toe ons nou skaal toe stap, toe kyk ek na Dirk se sak, toe dink ek, ek weet nie wat het hy met sy Groot Kaaps gedoen nie, maar hulle het nou gekrimp. Toe het hy nog steeds die hoeveelheid maar ek het regtig waar, ek het gedink hy het 9 en ek het gedink ek het 10, maar ek het gedink met die laat ek een vis meer het, is dit nog nie genoeg nie. Maar nou ja, so dit wys maar net, ou moet maar net gaan en vat wat jou kant toe kom. Maar en nou jou kop op en fight tot die einde. Ja. Maar dit is lekker. Ja, alright. So dit is nou die spannende ding. So wanneer begin die seisoene weer? Hy is klaar in die gang. Ja, nee, hy is klaar in die gang. Ja nee, ons het al 'n rukkie terug met die laat hy uitgestel, die finaal uitgestel was. Het die ouens direk na die vorige naweek kon hulle dadelik weer boek en begin met die nuwe ene. Ek het nog nie daarby uitgekom nie. Ons sal nog gaan sien hoe, wat, waar, wanneer. Jy gaan nou maak dat ek nou vir die volgende maand ook nie hengel of pap gooi doen vir die lied. Dis dit my skuld. Absoluut. Daar's geen Asof dit my idee twyfel. was, asof julle net 'n bietjie trip my idee was. Daar's geen twyfel dat dit jou skuld is nie. Anders is ek seker gaan fish it. Maar as jy nou vir 'n keuse gee, gaan spartel by Nenties of gaan spartel by Valda, maar doen ek dit eerder Nenties. Eerder by Henties. Of by Hardap of wherever ons is. Ja, sien vreeslik uit daarna. Alright, aangezien ons nou gesels nou rondom die hele Namibië trip. Ek nou gedink dit is goed om gou 'n bietjie met julle ook net te gesels rondom wat nou voor lê met die podcast en ons beplanning vir wat voor lê. Net sodat julle dalk 'n idee kan kry wat om te verwag, maar ook om te weet dat dit daar 'n baie groot moontlikheid is dat van die beplanning nie gaan uitwerk nie. Ongelukkig is dit nou maar dis nie so maklik soos wat dit is nie net so maklik soos gaan en doen dit nie. Daar moet 'n paar goed moet in plek geval word om dit gedoen te kry. So ons gaan nou volgende week ons rekord nou oor 2 dae gaan ons rekord met Tannie Barbara. So dit behoort volgende week se episode sal normaal aanhardloop. En dan ons nou volgende week gaan ons probeer om 'n episode te rekord by Western Accessories Boksburg. Ons gaan also by Johan Bekes hulle daarso iewers in die koffiewinkel gedeelte. Sal ons gou gaan ons daarso gesit en gesels. Nou ek het 'n idee in my kop van wat ek graag wil doen. Dit gaan uit die aard van die saak uit gaan dit ek en my pa wees, maar dan wil ek kyk of ons dalk 'n paar mense kan kry wat inkom en net gou met ons sit en gesels oor 'n paar vragies, vra 10 minute, 20 minute en dan gaan ons dit doen. Ek gaan dit nie live record nie. Ek het aanvanklik gesê ek wil 'n live video daar doen. Maar as gevolg maar van die tegniese sy van dit het ek gesien dat dit gaan regtig vir my moeilik wees aan daai kant om mikrofone en al daai goed opgestel te kry om 'n stewige goeie live feed daar uit te gaan. So ons het besluit om dit nie te doen nie. En ek het gedink dat ek wil dit edit en dan kan ek net 'n lekker episode rondom dit maak. Maar ons sal dit doen by Western Accessories. Ons sal wel vir julle die inligting deurgee van wanneer ons dit gaan doen vir as iemand wil verbypop en kyk as ons dit doen om kom hulle sê as julle daar in die omgewing is. So ek sal vir julle op Facebook sal ek vir julle sê wanneer ons daai ding kan rekord. Maar ek neem aan dit behoort seker hier in die orde van dit wat se seker Woensdag. Ek dink ons moet dit maar Woensdag doen. Ek het gedink Woensdag sal goed wees. Woensdag hier rondom middagete. Ek dink dit kan dan weet ons is al by die huis vir 'n dag of twee, so ons het darmal ons voete gevind. So, ons kom maar kyk, maar ek dink daai wat pa sê is reg, daai Woensdag 12:00 ons gaan net met hom Johan hulle net reël om dit te doen. Hy sê is easy, dis reg. Hy val in met dit. So dit sal dan die volgende week se episode hopelik wees en dan gaan ons deurskiet Namibië toe. Daar wil ek definitief een in Namibië doen, sal ek met Gert gesels. Vir die van julle wat nie weet nie, Gert is maar dis Gert Kemp. Gert Kemp van Windhoek. Hy doen al die Facebook goed vir die hengel daai kant en so dis ou wat ook baie lief is vir hengel en vreeslike groot hengelaar is.
So dan sal ons met hom 'n podcast doen. Ons gaan onder andere gaan ons dalk probeer om 'n klomp mense daar te ontmoet. Ons wil kyk of ons 'n braai of ietsie kan reël. En dalk kyk of ons nog 'n dag al by Wonbag kan gaan hengel. So dat dit sal dan die week daarna se episode wees. Dan sal ons nog iewerste moet ons dan nog een episode inwerk. En dan is dit die Vergooi SA's en dan sal ons by die Vergooi SA's gaan ek definitief daar vreeslik baie live video's doen. So ons het die mikrofone en die kameras en die goed is alles reg vir dit. Daar gaan ek live uitsaai want daar kan ek net met 2 kameras, met 2 mikrofone rondloop en dit behoort dan nie 'n issue te wees nie. So ek dink dit gaan 'n besige paar weke wees en ons gaan definitief ook by Hardap hengel, ons gaan by Wonbag hengel en dan gaan ons by Henties hengel. So ons gaan probeer om 'n video oral te maak en dan gaan ek nog moontlik probeer om ons al baie groot haai vang. So julle kan maar 'n oogie gooi daar en dan sal ek julle wys, kyk, dan sal ek bietjie vir julle sê wat sien nou trek harder, my kan catfish of 'n Of 'n bronsie. So ons maar sien. Ek dink jy gaan jou badge kry daar so ja. Ag nee, wat hulle sê mos as jy nie snor en skoor nie, so ek sal hom seker kry. Ja, so ek is opgewonde vir die trippie wat voor lê. Alright, en dan so ons het nou gepraat rondom die hele Suid-Afrika trip en goed so dit, maar daar's nou een of twee ander topics wat ons wil bietjie aanraak. Pa het 'n topic vir gesê wat pa graag oor wil gesels vir die mense, wil pa net daarso vir ons 'n bietjie meer inligting gee nie. Ja, Sakkie, jy weet, daar's nou maar altyd en veral die laaste ruk is die Barber hengel in Vaaldam is iets wat amper 'n moed is. Nou vir een of ander rede wat niemand sal verstaan hoekom of waarom nie, maar daar by Leeuplaas en waar ons nou die naweek gehengel het die Barbers net eenvoudig net nie uitgekom nie. Nie eens kleintjies nie. Ek het persoonlik nie 'n Barber gesien vir die naweek nie. Ek het nie gesien dat iemand een vang nie. Nie 'n kleintjie nie, nie 'n grootte nie, niks. Nie een wat ek gesien het nie. Ek glo daar was wat gevang is, maar definitief ek het nie gesien nie. Definitief was die Barbers toe nou nie 'n issue nie. Maar almal het dit voorspel dat Barbers gaan nie 'n faktor wees nie. Maar ek dink nie enige een van die hengelaars wat in die semifinaal of die finaal gehengel het genoeg, ek kan amper sê guts gehad om te sê kyk, ek gaan glad nie is voorberei vir hulle nie, want ons het geweet die temperatuur gaan warm wees. Maar ons het geweet die wind gaan nie waai nie en almal weet dat die wind moet regtig hoe sterker die wind, hoe beter die Barbers. Dit is maar net so. En ons het geweet die wind gaan die hele naweek nie waai nie, so almal het verwag dit sal moeilik wees. In alle geval, maar nog steeds moet jy voorbereiding doen. Ek is nie een van die ouens wat as 'n norm met die reismiere hengel nie. En tog is Gideon nou net mooi teenoorgestelde. Hy het nou die laaste paar weke het hy 'n paar groot sakke vis gevang waar hy daai 10 of 12 Barbers kry op 'n dag en dan weeg hulle 15 of 18 of 20 kilos. Hierna was daar 'n groter Barber, maar die algemene size is daai 2-3 kilos en dan 'n kleiner enetjie en so gaan dit net maar aan. So nou sit ek in die situasie dat ek het al die vrae op die podcast gevra. Wat wil 'n ou hê? 1 pakkie vars rysmiere of 10 pakkies ou rysmiere. Nou ek het nie varses nie, maar ek het oues. Maar ek is ook nie bereid om nou die oues was die hele tyd in die vrieskas. Maar ek is ook nou nie bereid om dit nou sommer net te mors nie. So ek wil dit nie gaan sommer nou net in 'n koeleboks gooi dat hulle daar in die water dryf later en hoe wat waar nie. So ek wil die goed nou maar half beskerm. Maar ek het nie een van daai vrieskassies wat jy inplug en wat ook al wat ons saamry nie. Wat al daai groot reismuurmanne en Barbermanne het almal het van daai vrieskassies. En ek moes toe nou sit en dink, hoe gaan ek nou met die storie maak? Gideon het vir my gesê, hy sal vir my 'n paar reismiere saambring wat lekker vars is, so dan het ek 'n paar varses en ek het my oueres en so gaan dit aan. En op die einde sê ek vir Lia dat ek dink ek gaan maar vir my 'n bietjie droë ys kry. En ek het my beplanning gedoen. Ek weet in die verlede jare terug toe
was ons so 'n groep papgooiers wat een keer 'n jaar see toe was en bietjie gaan hengele daar. En as ons daar na KwaZulu-Natal of daai plekke toe gaan, dit was daar nie elektriese fasiliteite nie. So jy moes daai sardiense goed wat ons koop en die aas wat ons koop en saamvat, moes ons gevries hou. So ons het dit altyd net maar gedoen met roeys. En ons het met gemak gegaan vir 'n lang naweek en dan het ons teruggekom en die vis wat ons gevang het was gevul het en gevries en alles met daai droëys. En so het ek toe nou maar besluit, laat ek nou maar vir my gedroëys kry, laat ek kyk wat kan ek doen met hierdie rondom die reismure. Ek het toe nou donderdagoggend gou gestop hier by een van die roomhuisplekke hier in Boksburg en gesê, hoorie, so het hulle droëys? Ja, nie, hulle het. Hulle sê maar die droëys is nou nie meer lekker nie, hulle het nou al bietjie verdamp en wat ook al. Droëys smelt nie, hy verdamp. So hy maak niks nat nie. In alle geval, hy sê maar dit het al verdamp, maar dis nie 'n issue nie. Hulle is bereid om dit vir my te weeg en dan betaal ek per kilo. En ek het toe nou, ek vat toe so een van daai klein Coleman koeler boksies saam, wat ek weet wat baie dig seël en ek sê vir die ou, ek sê vir hoorie, so maar as ek nou van hierdie droëys by jou koop, hoe lank behoort dit te hou? Ek bedoel, dis 'n ou wat dit verkoop, so hy behoort 'n redelike kenner te wees. Hy sê vir my 12 ure. Hy sê 'n blok hou 12 ure. Ek dink so by myself, nee Piet, jy verstaan nie mooi nie. Ek weet vir 'n feit dat ons daai goed baie langer as 12 ure gehou. En op die ou end het ek toe nou by hom, ek dink 4 blokke gekoop, maar dit was waar dit 'n 2 kg 'n blok moet wees, was die 4 blokke saam was maar iets soos 2 kg, so ietsie. Dit was toe nou baie minder, ja, hulle het al in hulle kanonnen verdamp. Man, en die keuse, ek het dit gevat en ek het dit in die koeleboks gesit, ek het my reismure daarby gesit en ek het op die ouend gisteraand toe ek by die huis kom, toe haal ek die reismure uit en ek sit dit terug in die vrieskas en daai goed is solid geys. Nee? My deeg wat ek gemaak het, donderdag aand het ek deeg gemaak en ek het vir almal wat wou hê gegee en dit wat oorgebly het ek pakkies gemaak en ek het dit daarin gesit. Daai deeg was gevries. Ek het Vrydag aand weer deeg gemaak. Dit gevat daarin gesit, dit was weer gevries. Dit is ook gevries. Al daai goed was nog gevries toe ek kliphard gevries toe ek gisteraand by die huis kom. Of nie gisteraand nie. Ek was darm al Sondag aand by die huis. Ja, ek het darm tot by die huis gemaak, maar in any case. En so ek het besluit, ek wil graag dit vir mense vertel. Nou kan ek gou vra, hoeveel betaal vir daai ys? Sakkie, dit was redelik duur. Ek kan nou nie onthou nie. Ek dink hierso by R180, so ietsie. Vir al die wat ek gehad het. Maar ek moes nou genoeg vat, onthou nou, van donderdagoggend af tot Sondag aand toe. So ek het nou baie, waar as ou nou sommer net vir 'n dag gaan, kan jy nou baie minder vat. En jy kan net 'n klein stukkie koop en dit gaan vir jou definitief werk. Maar hoekom ek daaroor wil praat op die podcast nou vanaand, is ek wil vir die mense verduidelik, want selfs daai ou wat daai goed aan my verkoop het dit nie vir my genoem nie, en hy het dit obviously dan seker nie geweet nie. Maar ek wil graag vir mense die geheim vertel, agter droë ys, om jou goed in te vries. Droë ys, soos ek net nou gesê het, verdamp. Maar, as daar nie holtes is nie, dan kan dit nie verdamp nie. Of dit verdamp baie stadiger, né? So waar daai of hy gesê daai goed gaan 12 ure hou, het ek by die huis gekom, ek het dadelik daai ys die koeleboksie gevat, ek het my wurms ingesit en ek het die hele houer daarna, die mure ingesit en ek het die ons moeilik weer om 'n gevriesde wurm te haak, hoor. En ek het die hele koeleboks vol gemaak met klein handdoekies. Oral langs die blokke die klein handdoekies ingedruk. Al daai leë holspasies
met handdoeke volgemaak. Né? Maar die handdoeke word ook nie nat nie. Wat niks word nat nie. Ja, so dis fyn. Jy vat hom doeteenvoudig, jy druk hulle styf te mekaar vas en jy vat daai ding en jy seël hom. Ek het die handdoeke gemaak laat hulle so bol maak bo. Want daai deksel is hol aan die binnekant en dan vat jy hom en jy druk hom toe en dis dit. En ek het seker by 'n paar geleenthede het ek dit oopgemaak en 'n paar rysmiere uitgehaal. Ek het probeer om net 2 rysmiere met 'n floutie te hengel en te kyk of ek nie Kaap so kan kry nie en so ek het 'n paar keer, ek het van die deeg uitgehaal, ek het deeg ingesit, ek het oopgemaak toe Gideon nou vir my die ander stroppe en goed gee. En Vrydag aand het ek toe ek by Chalet kom het ek hom oopgemaak en nog 2 handdoekies ingesit want nou het daai ys 'n bietjie verdamp, so daar kom nou weer holtes in. So ek het hom weer styf toegemaak en dis dit. Daai ding word so koud, sakkie, laat ek vat hom en ek sit hom op daai kombersies wat ons in die kar het. Daai hondekombersies gooi ek maar altyd oor die goed. Die koeleboks stop hom gestaan. Daai aand moet ek by die koeleboks van daai kombers af skeer. Want toe sit daai koeleboks aan hom vas. So koud is die koeleboks se onderkant. In alle geval ek het dit gedoen. Saterdag aand het ek oopgemaak en weer kombers of nog ek het toe nou sommer by vuil watsnaam klere, hengelklere het ek gevat en so opgevrommel daar ingedruk net om die holte vol te maak, né? En soos ek sê, toe ek Sondag aand hier stop, toe is daai goed nog steeds kliphard geëis. So vir mense wat mure wil saamvat en jy wil nie graag mure verloor as jy hulle nie gebruik nie. Mense gaan na 'n roomys plek toe. Hierdie dink ek dink die plek waar ek dit gekry het, se naam is Iceberg of iets in die lyn. Maar hulle doen net roomhuise. En dan as die ouens met hulle roomhuiskarretjies nou daar stop en wil roomhuis koop om te gaan smous vir die dag, dan het hy droëys nodig, so dan koop hy droëys by hulle. En dit is maar hoe hulle dit doen. Ek dink Jamaica verkoop ook, as ek dit mis het nie. Wat ek net vir die mense wil waarsku. Jy koop daai goed en jy moet verantwoordelikheid aanvaar daarvoor. Jy kan nie daai koeleboks los en laat jou kinders daar gaan karring nie. Want daai droëys gaan vir hulle brand. Droëys vat jy nie met jou kale hande nie. Jy vat dit met 'n handdoekie of jy vat dit met 'n handskoen of iets in daai lyn. Jy kan nie met jou kale hande daaraan vat nie, hy gaan vir jou velle afbrand. Alraai. Gewone ys, 'n gewone vrieskas vat jy gewoonlik hierso so in die orde van -20 of 16 of daar rond. Droë ys vat 'n ding af tot op -80. Is die inligting wat ek nou gekry het. So hy maak dit regtig waar bitterkoud. So nee, wees asseblief net versigtig. Onthou, jy kan dit nie met jou kaal hand vat nie. Moenie laat jou kinders daarmee speel nie. Moenie jou bier daar sit nie, hy gaan bars. Maar as jy ysblokkies wil maak vir jou whisky, dan kry van hy sakkies met water en dan jy kry mos seker ysblokkies en dan knoop jy hom bo en dan sit jy hom daar aan. Dit werk soos 'n charm. Chop chop want jy weer ys kan jy weer whisky drink. En die ander ding is moet nooit droë ys vat en in water gooi nie. Nee, dit is regtig waar gevaarlik, moet dit nie doen nie. So onthou, ek waarsku almal. Onthou, dit is uiters gevaarlik, maar dit is uiters effektief ook. As jy net mindful is as jy dit gebruik, dan ek onthou daardie jare as Solpaal uit in die vrieskas sit, dan voor die boys trip as gaan koop julle dit, dan mag ek en Tiny eers naby die vrieskas gekom het nie. Dit was altyd net klappe links en regs gewees as ons daar naby gekom het. Ja, nie regtig, maar my pa het ons van baie kleins af het my pa vir ons geleer daai koerante, hulle het dit altyd in koerante toegemaak dat jy dit kan vat. Dan kan jy dit net met jou hande vat want as dit nou klaar met koerante en goed toe gewees. Ons het altyd geweet daai koerante goed. Ons kon in die vrieskas goed in en uithaal, maar jy moet net nie aan daai koerante ding vat. Iets wat ek nog nooit getoets het, maar wat ek sommer net vandag oor gewonder het, is ek wonder wat sal gebeur as 'n mens daai ding nou soos wat jy sê in die koerant sit, in 'n plastiese sak in jou vacuum pack kom.
Ek het sommer maar net daaroor gewonder. Ek weet nie, ek bedoel as daar nie lig is nie, waar gaan hy heen verdamp? Maar tog is dit ook seker logies dat hy sal nie net kan bly hou nie. Een of ander tyd moet hy maar nee, kyk. So ja, die droë ys was vir my iets wat vir my baie interessant was. As ek nou sommer net so op my eie hier kan aankarring terwyl Sakkie daarvoor ons Google, wil ek vir die mense sê 'n ander ding wat ek definitief ook die naweek gesien het wat 'n verskil gemaak het vir my. En daar's 'n paar mense met wie ek gepraat het wat 'n probleem gehad het daarmee en wat nie die aanpassing gedoen het nie en wat ek definitief net kan wil noem, probeer dit dalk net, is laat mense wat die vis hak vas en die vis is af. En ek het dit gehad Vrydag, Saterdagoggend toe sê ek, kyk, hierdie klein hoekies gaan nie vir my die werk doen nie. Ek wil vir my ordentlike, ons moet nou maar altyd my hakke aan sit. 71 VMC se 7102s en ek sit 'n nommer 4 aan. Ek het vir stroppe gevat met twee nommer 4s en een aan die ander stok het ek Raichi nommer 11s of daai ultra hoekie wat hulle van praat, maar nommer 11, lekker groot hoek. Ek het daai goed aangesit en ek het nie weer 'n probleem gehad nie. Ek kan nie dink dat ek een vis na dit weer verloor het nie. As hy gaan hak, sit ek die stok neer, hy swem hom los en daai hoek het hom solid gehak. Dis alsaai daai lekker klas karpies. Daar's nie klein visies nie, so jy hoef nie te bodder daaroor nie. Dit is iets wat definitief vir my 'n verskil gemaak het en wat definitief ek dink vir my 'n paar visse gespaar het wat ander ouens dalk voor hulle voortande voor sou gee om dit te kon gehad het. Okay, dit so vacuum pack droë ys is 'n groot no-no. Is dit? Okay. Ja. So hulle dis 'n groot no-no. Hulle sê as gevolg van daar's nou the reduced pressure in the vacuum lowers the sublimation point of dry ice, causing it to sublimate more quickly compared to normal atmospheric conditions. So dit beteken hy kan van die solid na 'n gas toe vinniger as gevolg van die feit dat daar minder pressure is in 'n vacuum stelsel. Hulle sê ook dat hy gaan nog steeds gas afgee en as die vacuum pack nie so gemaak is dat hy kan gas release nie, sal hy ontplof. So hy sal bly gas afgee. En die gas wat hy afgee vat meer spasie as wat die solid vat. Hy sê so hy sal eventually opblaas en dan ontplof. Okay. So nee. Sorry. Ek het gedink, maar ek het nie geweet nie. Ja. Maar ja, alright, ek dink ons moet hierdie ding nou maar afsluit vir vanaand. Hier was nou so 'n bietjie van 'n ander episode, ons sou definitief 'n bietjie net gesels het rondom die hele naweek wat net verby was. Dit voordat ons gaan, ek het nog een wat ek wil gou twee vrae vra rondom die toernooi nou. Wat was pas 'n top kombinasie gewees? Daar was vir my net een kombinasie. Ek het een vis, daai laaste visstuk met die groen mamba gevang. Ek het twee vis gevang met die reismiere, 'n plain geel floutie en dan 'n bietjie pine spice op die bol. Dit was Saterdag. Het ek twee vis daarmee gevang. So ek het twee vis met pine spice gevang Saterdag, die ander 8 en die ander 6 van Sondag. So is 14 vis plus 'n paar geeles tussendeur en wat ook al. Het ek letterlik regtig waar almal gekry met twee sagte G-force flouties op die boonsoek, twee op die ondersoek. Een met die ondersoek het ek 'n klein DG agteraan gesit en die boonsoek net die twee flouties. En dan het ek baitlik op die bol gesmeer. Daai wit baitlik boldip van ons het ek op die bol gesmeer, so die boonste helfte van die bol. En dan het ek bo-op dit het ek Petitjenin red gesit en dan het ek hom so gevryf laat hy soos 'n strawberry roomys lyk. Ek wou net sê dit het regtig letterlik soos 'n strawberry roomys gelyk. En ek het werklik waar, ek het 14 van my 17 vis het ek daarmee gevang.
dis wat vir my gewerk het. Nou my tweede vraag wat ek paar sou vra, as Pa nou een ding kon verander het oor die naweek, so besluitneming wat Pa sou verander het, is daar iets wat Pa sou verander het? Ek dink ek sou Sondag, as ek Sondag kan oor hê, sou ek Sondagoggend 10:00 een stok geskuif het na 105 toe. Bietjie vroeër. Ja, ek het nooit geskuif nie. Ek het gevoel ek het soveel voer daar. Dit het Saterdag vir die hele dag vis gegee. Ek het nou vroeg Sondag vis gevang. Dit moet werk. Daar's vir geen rede hoekom die vis sal weggaan nie. En ek dink ek het as ek weggegaan het, dan het ek na 125 toe gaan want Johan Bekes en Gideon hulle het op daai 125 en 135 het hulle ook vis gekry. So ek het toe ek verder gaan, het ek gesê right, okay, dan vat ek my 14 voeter en ek gooi vir hom so hard as wat ek kan en ek gaan daarna toe. En ek dink dit was 'n fout. Ek dink ek moes nie soontoe gaan het nie, ek moes net 10 meter uitgeskuif het. Ja, dit maak sin. Maak sin. As daar iets is wat ek moes verander, sou dit gewees het. Verder, as ek nog iets kon verander, sou ek Vrydag net wou geweet het ek moet baie klik en Petit Janine probeer. Ek het dit nie toe probeer nie en ja. Dit het ook bietjie gekos. Alright. Ek het dan nog een ding wat ek gou vir die luisteraars by die huis wil sê. So ons gaan nou, wanneer is die Vergooi SA's ding? Vergooi en Kolgooi SA's, die 21ste. Ja, 21 Junie by die Anker. 21ste Junie by die Anker gaan ek en my pa en ek weet nie of my ma daar gaan wees nie, ek glo sy sal. Ek sê gaan daar wees. Nee, my vrou sal daar sal wees. Nou vir die luisteraars wat nou geluister het tot nou toe, nou ons weet daar's 'n klompie van julle wat nie luister tot op die einde nie. So ek gaan hierdie nou maar net vir julle sê. So as julle by die Anker na my toe kom en julle sê vir my Sakkie, as jy nie snor nie, skoor jy nie. As jy dit vir my sê, gee ek vir jou 'n 100 ml botteltjie Petit Janine. Ek gaan 20 saamvat, so net die eerste 20 mense wat dit vir my sê, so gaan ek 'n botteltjie kry. Ek sê nou maar 20 en ek dink nie daar gaan 20 mense wees wat dit vir my kom sê nie. Maar ek moet 'n limit daarop sit. So ek sal 20 botteltjies Petit saamvat. En vir enigiemand wat na my toe kom en sê, Sakkie, as jy nie snor nie, skoor jy nie, gee ek vir jou 100 ml botteltjie Petit Janine. En dan weet ek is iemand wat na die podcast luister, is iemand wat geluister het tot op die einde. En ons gaan nêrens anders herhaal. Ons gaan nêrens herhaal nie, dit is nou in en uit, dis dit. Sakkie, kom ons maak so, daai 20 ouens se name sit ons weer in 'n hoed. En ons groters wen. En dan sal ons vir hulle 'n hampertjie gee of 'n hampertjie in 'n hoed of 'n Kom ons kyk wat gebeur. Maar Okay, so, ek dink dit is sommer net dis iets lekker. So kom na my toe sê vir my Sakkie, as jy nie snor nie, skoor jy nie, want julle kan nou sien ek het nou maar so 'n bietjie van 'n snortjie vir hierdie trippie. Maar ja, as julle geluister het tot nou toe, ek wil dankie sê. Dit was nou 'n vinnige episode waar net ek en Pa, so ek wil net vir dankie sê. Dit is altyd lekker met Pa te chat. Ek het nou nie baie met Pa gesels hierdie naweek nie, so dit is maar net lekker om te hoor wat toe nou eintlik gebeur het. Ja, Sak, dit was regtig lekker en ons sien uit na die volgende ene, maar voor dit is daar 'n groot ander opwinding wat wag en dit is nou maar ja, ons is reg. Die Pajero is gediens vandag. Al die dinge begin in plek val. Al ons voorbereiding by die werk is al amper gedoen, so ons is reg om te gaan. Om te partytjie. Nou right, as julle geluister het tot nou toe wil ek vir julle dankie sê. Ons sien julle volgende week selfe plek, selfe tyd. Woensdag 12:00. Dis nou al 'n instelling. Ons doen dit al vir die laaste amper 80 weke. So as julle dit nog nie weet nie, weet ek nie wanneer gaan julle dit sien julle volgende week. Dankie. Cheers.